dat eendag as ons oor hierdie dal van sterflike begrip sal gaan en moet ingaan in daardie donker plek wat die dood genoem word, wanneer hy kom en hy roep, sal ons uitkom onder hulle wat dood is, want ons ken hom in die krag van sy opstanding. En ons is so bly daaroor. En ons is so geïnteresseerd, Here, dat ander daardie weg kan ken. Dis waarom ons vanaand vergader het, dat ander mag ken hierdie volmaakte vrede, hierdie vrede wat verstand te bowe gaan, wat ons daardie groot hoop gee. Nou, U het die hande gesien wat opgegaan het, Here, en U is God wat die verborgenheid van elke hart ken, die versoek ken. En ons vra U, ons Vader, dat U elkeen van hulle sal onthou, en mag hulle versoeke toegestaan word, Here. Here, genees die siekes, laat die blindes sien, en die dowes hoor, die krepeles loop. En mag daar nie 'n siek persoon in ons midde wees wanneer hierdie diens vanaand afsluit nie. Mag elke bed leeg wees, elke rolstoel leeg, elke man of vrou wat 'n slegte hart het, wat kloppe mis. Mag dit heeltemal normaal wees, alle siekte verdwyn, alle sonde wegwees, en mag ons vanaand van hier af gaan, op ons pad gaan soos hulle wat van Emmaus afgekom het in vergange dae, die eerste getuie van sy opstanding. Dieselfde woorde sê, was ons harte nie brandende in ons, soos hy met ons gepraat het langs die pad nie. Want ons vra dit in die naam van hom wat ons verlos het, U Seun, die Here Jesus. Amen. Net 'n bietjie hees, ek het vanmôre gepreek by een van die kerke hier, broer Fullison, en ons het 'n wonderlike tyd gehad daaronder vanmôre in die Here. En ek word net geseën en ek weet net nie wanneer om te stop nie. En ons is dankbaar vir die oudtydse evangelie wat nooit sy krag verloor het en nooit sy krag sal verloor nie. Vanaand het ons weer aangekondig vir 'n genesingsdiens vanaand of gebed vir die siekes. Ons wil dit nooit meng nie, ons kan vir die siekes bid, maar 'n genesingsdiens ver God om dit te doen. Nou onthou, genesing is iets wat in die verlede is. Verlossing is iets wat in die verlede is. Eerstens om jou te laat erken dat dit God se Heilige Gees is, moet God dit aan jou openbaar. Dit sal nooit werklik wees totdat God dit aan jou openbaar nie. Niemand kan na my toe kom tensy my Vader hom eers trek nie. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Daar het julle dit. So wat 'n voorreg is dit wanneer enige sonder ooit daardie klein trekkie aan hulle hart voel. Wat 'n voorreg van God om te roep vir die grootste ding wat met jou kan gebeur, om ewige lewe te hê. Nou, môre aand is afaand vir ons. Hulle gaan veg in hierdie kruit hier, 'n ander soort geveg. Ons veg teen die vyand, Satan. Maar mans gaan stoei of boks op iets hier môre aand en gee dit ons 'n kans om net 'n nagrus te kry. En dan gaan ons deur die res van volgende week aan tot volgende Sondag aand, as die Here wil. Dan sal ons haas van hier af na Oklahoma om in Tulsa te begin. Omtrent 4 dae rus, dink ek, en begin dan in Tulsa. En dan, as die Here wil, van daar af mag ons gaan beplan, net nadat ons hier weg is ons op ons pad oor see as die Here wil vir 'n volledige Europese reis. En so verlang ons julle gebede, julle goeie samewerking in hierdie dienste was wonderlik. Dinsdagoggend, ek kon nie hierdie man se plek inneem nie, maar ek gaan probeer, broer David Du Plessis, my medewerker en boesemvriend, een van die uitstaande leraars van hierdie dag. En God gee vir hom 'n bediening wat uniek is, bring die kerk by mekaar in 'n gemeenskap. Dit beteken nie net volle evangelie nie, dis al die kerke
alle gelowiges, Methodist, Presbyteriaan, Baptist, en baie keer wanneer ons mag, ek is dikwels beskuldig van dinge teen kerke te sê. En nou as ek dit doen, bedoel ek dit nie op daardie manier nie. Ek bedoel, ek slaan teen die sonde wat toegelaat is om in die kerk te werk. Ek bedoel nie die kerk, geen denominasies nie. Ek het hulle lief elkeen, want in elke denominasie het God kinders sien. Hulle is in alle denominasies. Dis broer David se groot visioen. En hy is geseën deur die Here om by Harvard te preek en baie van die groot universiteite hier in die state en verskillende plekke. God het hom guns gegee onder al die verskillende kerke. Hy het gepraat oor Campbell en Garfield in die oggend. Hy moet nou vlieg na Indianapolis, Indiana, om by die Methodiste mense daar te wees, kom dan Dinsdag terug een of ander tyd. En ek moet sy plek inneem of probeer Dinsdagoggend om met die predikers te praat, wat ek van hou om dit te doen en gemeenskap te hou met die predikers en hulle vroue en sovoorts op Dinsdagoggend. Ek dink daardie diens sal om 10:30 begin met ons kosbare broer hier, wat ek net geleer het om elke dag meer lief te hê, ons broer Schultz. En so moet ons Dinsdagoggend daar wees. En broer Borders, reken ek, sal hier by ons bly en Leon Jean en die res van die personeel, en broer David sal terug wees vir Woensdagoggend, om weer op sy pos te wees. Nou, ek vertrou dat die Here ons gevestigde geloof sal gee vanaand. Ek vertrou dat hierdie die aand sal wees, dat daardie groot ding waarna ons uitgesien het, ek self het, vir die laaste 2 of 3 jaar om reg in te breek op hierdie diens hier vanaand in Phoenix. Hoe mag God in sy genade afkyk op ons, hoe ek sou sê, dit het in Phoenix begin. Een aand hierdie volgende week, as die Here wil, sal ek vir julle gee wat ek daarvan weet, as die Here wil, van iets wat ek glo is, ek het nog nooit, wel, ons sal net wag. Nou, ons wil graag 'n bietjie van die skrif hier lees vanaand, want ek dink nie dat enige diens volledig is sonder om die skrif te lees nie. Sien hierdie groep mense hier vanaand voor ons dit doen. Ek weet dat sommige in hulle kerke verdaag het vir hierdie diens. Die Here seën jou my broer en jou goeie samewerking. God wees met jou. En nou wil ons graag vanaand lees uit die boek van Matteus se Evangelie, en ek wil miskien 'n paar verse hierin lees. Laat ons begin lees by laat ons net die 8ste vers van die 19de hoofstuk lees. En hy sê vir hulle, omdat Moses, weens die hardheid van julle harte, julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Nou, ons gaan nie praat oor troue en egskeiding nie, maar ek gaan daar die laaste paar woorde daar neem vir 'n teks. Dit was nie so van die begin af nie. Toe Jesus na die aarde gekom het om te tabernakel in die mensdom, en soos hy eerste 30 jaar van sy lewe was, het ons nie veel opgeteken daarvan nie. Maar toe hy begin uitgaan onder die mense, het hy baie vreemde dinge gevind wat aangaan. En hy het gevind dat die leraars van daardie dag dinge geleer het wat nie net presies reg was nie. En ek wonder, as hy vandag kom, of ons nie soort van 'n bietjie dieselfde sou wees nie. Ek neem ons almal tesame, die hele universele kerk, dat as ons nie hy nie sou sê soos hy het in daardie dag, dit was nie so van die begin af nie. Nou as jy oplet, hy het terugverwys na die begin. En daarom, as ons wil weet wat waarheid is, wat regte dinge is, sal ons moet teruggaan na die begin. Nou, God is oneindig. Ons weet dit almal, dat hy nie kan verander nie.
Dis waar ons geloof so seker kan rus. As God enigiets sê, moet dit vir altyd so wees. Dit kan nooit verander word nie. Nou, God is almagtig, alomteenwoordig, deur alwetend te wees. Maak dit hom alomteenwoordig. Hy weet alles. Maar God kan nie wees net soos die lig is nie, want God het 'n woonplek. God is nie 'n mite nie. God is 'n wese. God, Jesus. Hy, God, voornaamwoord. Hy is 'n wese. Daarom is hy alwetend, alomteenwoordig, almagtig en oneindig. Nou, om oneindig te wees, kom dit van die woord oneindig, wat daar is geen beperking nie. Hy is ewig. Ewig is soos 'n sirkel, dit gaan om en om, en jy probeer vind waar dit begin het of waar dit eindig. Daar is geen begin of einde daaraan nie. God is soos 'n groot diamant wat sit soos hierdie. En die gawes van die Gees is die weerkaatsing van hierdie diamant, wat strale van lig weerkaats van hierdie groot diamant af. Soos 9 geestelike gawes in die kerk, is soos 9 strale wat die Heilige Gees weerkaats in die kerk in. Wat 'n lig om in te wandel, van die een groot diamant, God. En God as oneindig, het hy alles geweet voor die wêreld ooit geskape is. Hy het elke vlieg geken, elke muggie, elke keer wat hy ooit sy oog sou knip, hoeveel vet hy gehad het. Voor die wêreld ooit begin het, dis oneindig. Hy het die einde van die begin afgeken, so dit maak hom oneindig. Hy weet, so dan is hy alomteenwoordig deur alles te weet wat aangaan. Nou wat hy ook al sê, dit is vir ewig die waarheid. As God ooit op die toneel geroep word om 'n besluit te neem en hy maak daardie besluit, moet dit vir ewig dieselfde wees. Hy kan nie daardie besluit verander nie, want as hy sê, wel ek het dit toegedink, maar ek weet nou beter, wel as dit die geval is, dan is hy nie God nie. Ek kan sê, hierdie jaar glo ek 'n sekere ding, en môre kan ek terugkom sê, nee, ek was verkeerd, want ek is eindig. Jy is dieselfde, maar nie God nie. Sy besluit is altyd volmaak. Nou as God 'n stelling gemaak het en 'n ontsnappingsweg vir sondaars gegee het, en dit gebaseer het op geloof om te glo, die volgende sondaar wat na God toe kom, moet God hom erken net soos hy die eerste een het. En as God goddelike genesing gebaseer het op geloof in die gestorte bloed van die Here Jesus, en die eerste mens wat gekom het genesing ontvang, soos die man by die skone poort, deur die geloof in die naam van Jesus, sal die volgende man op dieselfde basis dieselfde ding ontvang. As God die Heilige Gees uitgestort het op die mense by Pinkster, en dit was sy besluit, dat hoe die kerk moet funksioneer onder die krag van die Heilige Gees, kan hy dit nie verander nie. Hy kan dit nie omdraai en sê, wel, ek sal dit vir biskop gee, ek kan dit vir hierdie gee, of ek sal dit vir daardie gee nie. Hy moet nog steeds by daardie selfde besluit bly. En as die kerk op die Pinksterdag die doop van die Heilige Gees ontvang het, en die reaksie wat gekom het van daardie doop van die Heilige Gees, sal die reaksie wees op elke persoon wat ooit die doop van die Heilige Gees ontvang. Medisyne as dit gegee word soos 'n sekere, nie 'n salkenstop of wat dit ook al mag wees, as dit veronderstel is om te werk en op 'n sekere persoon werk, hulle op 'n sekere manier laat optree, die volgende persoon wat dit kry, sal op dieselfde manier moet werk vir 'n enting. Dis hoe dit is met die Heilige Gees, met God. Sy woorde is volmaak, hy is oneindig. Nou wanneer God sê dit moet so wees. Nou, op die dag van Pinkster, het Petrus gepraat en die mense was
het in tale gepraat en geraas gemaak en gepraat in ander tale, opgetree asof hulle dronk mense was. En hulle is ondervra oor hierdie dinge en wou weet hoe hulle gered kon word. En Petrus het vir hulle gesê om te bekeer en gedoop te word, elkeen van hulle in die naam van Jesus Christus, vir die vergifnis van hulle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en hulle wat daar ver is, soveel as wat die Here onse God sal roep. Die belofte is vir wie ook al wil, laat hom kom, so julle sien. God kan dit nie verander nie. As dit die woord van God is dit vir altyd volmaak. Nou, ons vind uit dat soos die eeu aangaan, mense inkom en daardie woord van God verdraai om dit te laat pas by 'n sekere tradisie. Nou sal hulle kom en sê, dit is nie meer nodig om die Heilige Gees te ontvang nie. Dis net jy wat in ons gemeenskap inkom. Nou, as dit gemeenskap sou wees, sou die Heilige Gees nie hoef te gekom het nie. Nou, sommige van hulle het gesê, as ons die gebooie onderhou, is dit al wat ons hoef te doen. As die onderhou van gebooie al was wat God vereis het Jesus te vergeefs gesterf. Hoef die Heilige Gees nie te gekom het nie, want hulle het die gebooie gehad voor die Heilige Gees gekom het. Maar dit verg die Heilige Gees om die gebooie te onderhou. Jy moet dit hê. God se woord is altyd volmaak en altyd dieselfde elke keer. Nou mense verdraai dit en verander dit. En toe Jesus die eerste keer gekom het, het hy manne gevind wat hierdie einste ding gedoen het, die weë van God verdraai het. En Jesus het vir hulle gesê, te vergeefs aanbid julle my, te vergeefs aanbid julle my, deur die gebooie van mense as doktrine te leer. Nou enigiets wat te vergeefs is, wel, daar's niks daaraan nie, dis niks werd. As ek in die straat afloop om 'n dollarnoot op te tel en daar's geen dollarnoot daar nie, dan het ek te vergeefs daartoe geloop, dis te vergeefs. En Jesus het vir daardie aanbidders van daardie dag gesê dat hulle hom te vergeefs aanbid het deur die gebooie van mense as doktrine te leer. Wat probeer ek sê? Jy moet teruggaan na die woord van God om terug te kom. Jy moet teruggaan. Die kerk sal nooit in staat wees om enigsins verder te beweeg. Totdat dit by die woord kom en op die woord beweeg nie. Ons moet na die woord toe kom. Maak nie saak wat die sensasie is, hoe dit lyk, hoe groot die kerk is, hoe magtig die mense is nie. Jy moet terugkom na die woord van God. Dis God se ewige woord en ons moet daarby kom. En Jesus het gesê en daardie dag toe hy gekom het, het hy mense na die kerk sien kyk vir verlossing. Nou soveel mense doen dit vandag. Hulle sê, wel ek behoort aan die kerk, ek behoort aan hierdie kerk. En hulle kyk daarna vir verlossing. Wat het hulle gevind? Wat het Jesus gevind? Wat het hulle aanbid? Nie die woord van God nie, maar tradisie, geloofsbelydenis. As hy vandag kom, sou hy baie van ons in dieselfde ding vind, wat geloofbelydenisse neem. Nou as Jesus vandag sou kom en hy sou sê, o Here, my kerk, die eerste ding wat ons doen, ons haal die apostoliese geloofbelydenis aan. Jesus sou sê, dit was nie so van die begin af nie. Ons kerk glo nie in goddelike genesing nie. Jesus sou sê, dit was nie so van die begin af nie. Sien, gaan net terug na die begin. Ons kerk glo nie in die doop van die Heilige Gees nie. Jesus sou sê, dit was nie so van die begin af nie. Jy moet teruggaan na die begin, teruggaan na waar dit begin het. Daarom het Jesus gesê, julle neem die gebooie van God en maak hulle kragteloos deur julle tradisie. Die kerk geneem die gebooie, die leer van die Bybel en dit alles weg verduidelik. En daarom maak julle die gebooie van God van geen effek. Jy neem die woord van God en verduidelik dit alles weg in een of ander soort geloofbelydenis en dan roep julle uit, waar is die God van die Bybel? Julle het hom weg verduidelik, jy het dit alles weggeneem van die mense, wanneer julle vir hulle sê dat die dae van wonderwerke is verby. Daar is glad nie so iets soos die Heilige Gees nie, daar is glad nie so iets soos goddelike genesing nie. Daar is glad nie so iets soos besoek van engele nie, daar is nie so iets soos wonderwerke nie. Wanneer julle dit doen, verduidelik julle al die bonatuurlike weg van die Bybel, neem God reg uit die kerk uit, wanneer julle dit doen met tradisie.
Ek dink dat vir my ek wil aanbid en om te aanbid by 'n kerk wat die volle evangelie glo en elke woord daarvan preek en elke woord daarvan beoefen. Gaan terug na die volle evangelie, terug na die krag van God, terug na die Heilige Gees, gaan terug na die begin en ontvang dit soos hulle het aan die begin. Dit sal dieselfde resultate voortbring wat dit in die begin gedoen het, as julle net sal teruggaan na die begin om dit op te tel. Vandag herinner dit my, baie raak so ontstel deur eislike groot plekke te probeer vind, en pragtige pyporgels en daardie dinge is alles reg, as 'n kerk $1 miljoen goue kruis boop het, dit $1 miljoen goue orgel het, en in daardie kerk het die Heilige Gees voorrang, prys God, ek wil graag aan daardie kerk behoort, reg, maar ek gee nie om wat dit het nie, as die Heilige Gees nie daar is nie, is dit geen plek vir my nie. Ek wil wees waar hulle dit preek soos dit geval het aan die begin. Dis waar ek weet dat hulle dit gekry het aan die begin. Dis al waarvan ek weet hoe hulle dit aan die begin gekry het. Dis die rede vanaand dat ek hier in Phoenix is. Die rede waarom hierdie skare hier buite vergader is omdat ons glo soos hulle dit aan die begin geglo het. God is oneindig. Hy kan nie verander nie. Die mens verander, tyd verander, konings verander, wêreld verander, kerke verander, maar Christus bly dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid en kan nooit verander nie. Hy's net soos hy was aan die begin. Julle sê wel ons kerk bestaan al vir jare. Dis goed, dit wys dat dit volhard het, maar broer, as hulle nie die krag van God het, die volle evangelie verkondig nie, was dit nie so van die begin af nie. Ek het een dogtertjie wat hier sit en kyk na my, klein Sarah, en ek het nog 'n dogtertjie by die huis, Rebecca. Rebecca is nou al 'n redelike groot meisie, sy sal omtrent 14 jaar oud. Sarah is net omtrent 8. En hulle is albei pappa se dogtertjies, en so wanneer ek uitgaan na 'n diens toe en begin huis toe kom, bly hulle gewoonlik wakker om vir my te wag. Ek het 'n klein gelykenis, 'n dingetjie wat ek julle wil vertel. Eenaand het ek laat ingekom en ma en hulle het vir 'n lang tyd gewag, en Sarah en Rebecca, hulle het hulle pyjamas aangetrek en hulle het gewag. Dit was voor Joseph gebore is, en hulle het gewag vir my om in te kom, en dit het laat geword. Die diens het nooit afgesluit tot laat nie, en ek moes ver ry, en so het hulle maar die kleintjies in die bed gesit. Ek het nooit ingekom voor omtrent 2 of 3 uur in die oggend nie. Ek het ingegaan gaan lê aan die slaap geraak. Teen omtrent 5 of 6 uur moeg en senuweeagtig van die diens en die visioen en so voort, het ek opgestaan. Ek het in die voorkamer ingegaan, gaan sit in die stoel. Binne 'n paar oomblikke het Rebecca wakker geword. Sy het rondgekyk, dit was daglig. Sy het gedink, wel, pappa is nou tuis. En sy het oorkant toe gekyk en haar sustertjie Sarah in slaap. Sy het uit die bed geklim. Hier het sy deur die kamer aangekom, sy het Sarah wakker gemaak. Sarah het besef dit was daglik, so hier kom sy agter Becky aan. Ek weet nie van julle kinders nie, maar die oudste een kry die klere en die volgende een kry die tweedehandse. En so het Sarah Becky se pyjamas gedra. Die voete was te lank en hulle was te groot vir haar en sy is 'n klein kort ouetjie. En Becky kon baie goed hardloop, so sy het Sarah geklop en Sarah daardie groot voete wat klap soos 'n sneeuskoen, konyn wat daar deurkom oor alles val, maar Becky het gehardloop eers daar gekom en sy het opgespring op my skoot en albei arms om my gegooi en sy het my omhels. En julle weet hoe dit julle laat voel. Ek was nie halfpad so moeg daarna. En naderhand het klein Sarah op die toneel aangekom nadat sy 2 of 3 keer opgestaan het. En sy het by die deur gestaan en sy het gekyk en Becky het omgedraai na Sarah gekyk. Gesê, Sarah my suster, ek wil hê jy moet iets weet. En sy het gesê, ek was eerste hier en ek het alles van pappa en daar's niks oor vir jou nie. Wel, en klein Sarah, haar lippie het gesak, haar klein brein oogies het begin traan en sy het omgedraai. Ek het na haar gekyk, ek hoop dis hoe God partymal na my kyk.
En sy was so moedeloos omdat Becky eerste daar gekom het en sy het reg oor my been gesit en sy het haar arms om my gehad. Nou, jy kan nie elke stukkie van God opeis nie. Daar's plek vir nog. Maak nie saak wie eerste daar was nie. En toe soos klein Sarah begin weggaan het ek na haar gekyk en sy het skuins gekyk na my en ek het daardie klein brein oogies betraan. Ek het vir haar beduie met my vinger terwyl Becky haar kop teen myne gehad het ek die ander knie uitgehou. En hier het sy gekom en op my knie gespring en sy was soort van die volle evangelie soort. Sy was nie heeltemal langbeen genoeg om oor enigiets te spog, ver terug aan die begin en dinge nie. Sy was soort van wankelerig. En ek moes al my arms om haar sit om haar vas te hou, want ek was bang sy sou van my knie afval. Maar Becky was langbeen en sy was redelik goed gebalanseerd en sy kon haarself vashou. Maar Sarah kon haarself nie reg ophou nie. Sy het gebewe en ek het my arm om Sarah gesit so daardie en ek het haar baie styf teen my vasgedruk. Sy het 4 of 5 keer gesnik en toe het sy omgekyk en sy het gesê, Rebecca, my suster, ek wil vir jou ook iets sê. Sy het gesê, dit mag waar wees dat jy alles van Papa het, maar ek wil hê jy moet een ding weet, Papa het alles van my. Dis hoe dit is met hierdie evangelie, die oudtydse evangelie. Ek mag nie al die teologie hê nie, maar een ding weet ek wil hê Christus moet alles van my hê, dat hy my sal vashou. Maak nie saak hoe wangedra en hoe ek spring en hardloop en skree en kwyl nie, dat het niks daarmee te doen nie, solank hy my in sy volle beheer het, gee ek nie om wat nog gebeur, hoe groot of wat nog nie. Alles van my Here, hou my net toegevou in die arms, dis waarvoor ek, al waarvoor ek omgee. Hulle vra vandag, nadat hulle alles wegverduidelik en sê al daardie dae was verby, wel ons leraars het ons lankal vertel, dat daardie dinge opgehou het met die apostels en so voort. Dan sê hulle, waar is God? Waar is daardie groot God? Waar is daardie mense vandag in ons kerke wat uitverkoop aan kommunisme en alles soos daardie? Hulle het dit nie in die vroeë kerk gehad nie. Hulle was aan die ander kant, want hulle het iets destyds daar gehad wat hulle gereed gemaak het om dood te gaan vir hierdie dinge en hierdie beginsels waarvoor Christus gestaan het. Omdat Christus in die hart was, dis wat ons nodig het terug. Na die begin. Dit herinner my in die Bybel, ek het 'n storie vertel, ek het dit daarin gelees waar Jesus op die ouderdom van 12 jaar oud na die Pinksterfees toe geneem is saam met sy moeder en sy pleegvader. En hulle het opgegaan na Pinkster vir die aanbidding en hulle was so besig met hulle vriende en alles, toe hulle aanbidding verby was en hulle teruggegaan het hulle 3 dagreise sonder hom gegaan. Net gedink hy was iewers by hulle familie. Ek wonder net of ons nie op 'n reisie gegaan het, net gedink het nie. Hy's reg, ja. Wonder of hierdie volk nie so gemaak het nie. Ons is 'n godsdienstige nasie, God is met ons en dis al wat enige verskil maak. Hy het ons gehelp in die oorlog, so maak geen verskil nie. Net gedink dat hy by hulle familie was. Uiteindelik het hulle onrustig geraak oor hom en hulle teruggegaan na hulle familie en hom nie gevind nie. Dis hoe dit vandag is. Ons gaan terug na ons godsdienstige familie. Wat doen ons? Gaan terug na 'n sekere groot kerk. Wel, wat van die God dat die krag geval het op die dag van Pinkster? Dit was 'n ander dag. Dit was nie hierdie nie. Waar is die goddelike genesing? Die kerke het begin terugval. Mense van hierdie dag. Broer Du Plessis kan julle dieselfde vertel dat groot leiers onder groot kerke begin terugkyk, ondersoek instel. Die manne van Lutherse Presbyteriaanse agtergrond soek na die egte ding wat geval het op die dag van Pinkster. Dis reg. Hulle vind dit nie in hulle denominasies en dinge nie. Maar hulle begin hulle self vergader en sê, waar het ons hom gelos? Hy's nie onder ons familie nie. Hy's nie onder ons kennisse nie. Waar het hulle hom gelos? Waar is Jesus gelos? By die Pinksterfees. Dis presies waar die kerk hom gelos het. Hulle het hom gelos by Pinkster. Die enigste manier wat hulle die ware boodskap sal kry is om terug te gaan na Pinkster, waar hulle hom gelos het. Gaan terug na waar die Heilige Gees gekom het soos 'n magtige rukwind en op die kerk geval het. Hulle harte was aan die brand en het gebrand met die krag van God. Hulle het uitgegaan om die siekes te genees en om bose geeste uit te dryf en te profeteer, te praat in tale en tekens en wonders te doen.
Dis die enigste manier, broer en suster, wat ons ooit in staat sal wees om God terug in die kerk te vind, is om terug te gaan waar ons hom gelos het aan die begin. So goed soos Martin Luther en baie van die ander groot hervormers in hulle dag, so goed as wat hulle was, ander groot godsdienstige manne, kan ons nie teruggaan na daardie dinge en dit vind nie. Ons moet teruggaan na reg aan die begin, terug na Pinkster. Dis waar ons hom gelos het. Dis waar die kerk hom gelos het. Dis waar groot leiers van Lutherse en Presbyteriane sopoort weer uitreik deur hulle denominasies en hom nie kan vind nie, en hulle gaan terug na die volle evangelie, honger en dors na God. Halleluja! Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, ongeag of hulle Methodist, Baptist, Presbyteriaan of Lutheran is. God het kinders in die Katholieke kerk, hy het kinders in die Joods-Ortodokse kerk, kinders in die Baptiste kerk, in die Presbyteriaanse, in die Lutherse reg, en hulle het begin honger omdat hulle hom gemis het. Ons tradisies, ons kerkgeloofbelijdenisse sal nooit 'n hart bevredig wat deur God geroep is nie. Jy kan nie hom die apostoliese geloofbelijdenis laat opsê of besprinkel word of so iets en daarmee tevrede laat wees nie. Wanneer die honger van God in sy siel is, sal hy teruggaan na Pinkster, na die begin, en die ware Heilige Gees vind, wat sy hart in die brand steek. Amen. Dis wat ons nodig het, terug na die begin. Jesus het gesê, dit was nie so van die begin af nie. Jesus het ook gesê in daardie dag, hy het gesê, ek is die wynstok, julle is die lote, ek is die wynstok. Luister vriende, julle lemoenboere en julle druiwemanne hier, wat druiwe kweek en wat julle ook al kweek, as 'n wynstok uitloop, die eerste loot wat uit daardie wynstok kom, dra druiwe. Sal die tweede loot druiwe dra, sal die derde loot druiwe dra, sal elke loot wat uit daardie wynstok kom druiwe dra, reg, want dis 'n wingerdstok. En as die eerste kerk wat uit daardie wynstok gekom het 'n Pinksterkerk was, wat 'n boek van Handelinge daarna geskryf het, sal die tweede kerk wat uitkom dieselfde ding doen, en die derde kerk. Elke kerk wat opkom uit daardie wynstok sal 'n Pinksterkerk wees met dieselfde tekens en wonders wat die eerste wynstok voortgebring het op die eerste loot voortgebring het. Dit sal soos Pinkster wees, elke kerk wat opkom uit daardie wynstok sal 'n Pinksterkerk wees. Nou dit klink vreemd, maar julle weet, daar's 'n klomp ander goed wat saam met die wynstok groei wat nie wynstokke voortbring nie lote voortbring nie, liewer. Nou daar's 'n Joodse Pinksterloot wat uit daardie boom of uit daardie wynstok gekom het op die dag van Pinkster. En ons is nou aan die einde van die pad, en die heidense tak wat uit daardie boom kom sal 'n Pinksteronderbinding hê. O God, mense kom dit in harte indruk. Ek wens ek het net iets gehad wat ek die mense kon wys, dat die eerste loot uit die wynstok Pinksterbewyse gedra het, die tweede loot Pinksterbewyse sal dra. O, daar het julle dit, terug na die begin, terug na waar ons begin het. Dis die rede vandag dat ons deur tradisies en soorts al die bonatuurlike weg verduidelike dat die Heilige Gees gekom het, op die mense geval het, hulle in tale begin praat het. Die mense hulle bespot het, hulle holy rollers genoem en hulle uitgegooi het. Hulle het bly groei. Waarby het dit nou gekom? Groter dinge as hierdie. Goddelike genesingsdienste het begin. Toe die engel van die Here ingekom, die geeste van die gawes gemanifesteer, wat weer dieselfde gees terug openbaar wat in die kerk was aan die begin. Die geheime van die hart geken het en dit kon uitspreek wat die teken van die Messias was. Die Bybel het so gesê, die Bybel verklaar dit, as dit die teken van die Messias aan die begin was, is dit die teken van die Messias aan die einde. O, as julle dit kon sien, laat hom wat ore het hoor, hy wat oë het sien. As dit so was aan die begin dat Jesus Christus homself bekend gemaak het tot die laaste tydperk van die Jode en Samaritane deur 'n messiaanse teken, sal daar dieselfde teken plaasvind aan die einde van die heiden, want dis nog 'n loot uit dieselfde wynstok. Wel, die lewende wynstok dra druiwe, sal die tweede loot druiwe dra. Nou, jy kan iets daarop end, jy kan 'n end neem en dit daarop sit, dit sal nooit die lewe van die wynstok dra nie, reg? Nee meneer, die lewe van 'n wynstok is druiwe, dit sal druiwe dra. Elkeen wat dit voortbring sal druiwe dra, die mens kan enigiets daarop end.
Dis wat die probleem vandag is, ons het te veel mensgemaakte doktrine geënt. Ons het wilde karkoere en alles daarin. Maar wanneer die wynstok self 'n loot voorbring, sal dit 'n Pinksterloot wees, vol van die Heilige Gees, doen dieselfde tekens en wonders wat hulle aan die begin gedoen het. So, wel my kerk glo nie daarin nie. Was nie so aan die begin nie. My kerk glo nie in uitroep nie. Dit was nie so aan die begin nie. My kerk glo nie in praat in tale nie. Dit was nie so aan die begin nie. My kerk glo nie in wateronderdompeling nie. Dit was nie so aan die begin nie. Al die groot doktrines en grondbeginsels wat die Bybel leer, dit was so aan die begin en elke loot wat voorkom uit daardie wynstok, sal dit dieselfde ding vandag wees as die loot wat uit die wynstok kom aan die wynstok gegroei het. Julle het 'n paar mensgemaakte lote. Julle sien dit vandag hier rond. Hulle sal 'n boom en iets afsny van een en dit hier oorkant op die ander een en dit is nie wat daardie boom voortgebring het. Dit geen het genoeg lewe om aan te gaan, maar dit is nie die oorspronklike vrugte van die boom nie. Maar wanneer daardie boom 'n tak voorbring, sal dit wees soos die eerste een wat dit voortgebring het. En wanneer die kerk nog 'n kerk voortbring, sal dit 'n Pinksterkerk wees met die tekens van die handeling in die apostels wat dieselfde dinge doen met dieselfde Jesus wat dieselfde werk, want hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. 'n Pinksterdag gevul met die Gees, tekens en wonders van die opstanding, groot dinge wat plaasvind onder hulle. Hulle wat hulle God ken in die laaste dae sal optree. Ja, ons is aan die eindtyd. Wat is fout met die wêreld? Ek mag afsluit deur dit te sê. Wat is fout met die wêreld? Dit herinner my aan iets wat hier gebeur het 'n paar maande gelede in die stad van Louisville, Kentucky, net oor kan 'n rivier waar ek woon. Daar was 'n dame wat 'n babatjie gehad het. O, ek reken die ouetjie was omtrent 3 of 4 jaar oud en sy het hom in 'n 10-sent winkel ingeneem, daar geloop en sy sou iets optel en sê, kyk hier skat, en die babatjie sou net staan. Toe het sy iets anders opgetel gesê, kyk hier skat, en die babatjie het net gestaar. Die mense, sy het sien nie meer agter geraak, die mense het haar begin dophou, die mense wat in die winkel was. Gekyk, geluister, so sy van toonbank na toonbank sou gaan en iets optel en sê, kyk skat, sien mamma se seentjie dit, hy sou net sit en staar. En naderhand het sy klokkie opgetel en sy het 'n klein trinket opgetel en so net soos wat die aandag van 'n klein seentjie by daardie ouderdom sou trek en sou hulle skud. Uiteindelik het sy 'n klokkie opgetel, sy het dit geskit en hy het net gestaar. Hy sê, hoor jy dit nie skat, kyk hier, mamma se skat, kyk, sien dit? En die seentjie het net gestaan. En sy het oor die toonbank geval gesê, o nee, dit is nie so nie. En party van die mense het omgehardloop uit te vind wat die probleem was met die vrou. En toe hulle het omgehardloop het om te kyk wat fout was met haar, uitgevind dat die seentjie pas by die dokter was en iets het met hom gebeur. En hy het alle belangstelling verloor in enigiets waarin 'n klein seentjie moes op daardie ouderdom. Hy het net gesit en in die lug ingestaar. Daar het iets met sy verstand gebeur en hy het nie enige aandag gegee aan dinge wat vir hom gebring is nie. Soos 'n seentjie daarna behoort te kyk op daardie ouderdom nie. En sy het gesê, die dokter het gesê, hy is beter, maar hy is nie. Dis wat die probleem is, baie soos die kerk vandag. God het die kerk in sy arms geneem, en hy het 'n Oral Roberts geskit, 'n Tommy Osborne, 'n Tommy Hicks. Baie ander gawes en wonders het hy voor die oë van die mense geskit, en hulle wat sê, hulle is godsdienstig. En hulle het gesit en staar en opgetree, asof hulle nie eers enige aandag daarin geskenk het nie. Daar is iets verkeerd met die kerk se verstand. Iets is verkeerd. God wys sy gawes, hulle sal rondloop sê, o verstandstelepatie. O, hulle sit net daar, die praat in tale aan, daar's niks daaraan nie. Sien mense wat uitroep en God prys met trane wat teen hulle wange afloop. Ag, sy's net opgewerk. Daar's niks daaraan nie. Sien, 'n kerk behoort aandag daaraan te gee, 'n Christen, want dit is geskryf in die woord. Hulle het dit aan die begin gedoen. Daar's iets verkeerd met die kerk, iets verkeerd met die mense, iets verkeerd met die volk. Ons behoort terug te gaan na die begin, terug na waar ons Jesus gelos het, terug te gaan waar die kerk hom gelos het. Die kerk het hom gelos by die Pinksterfees soos die moeder en hulle het, soos Maria het, soos Josef het. Hulle was goeie mense, maar hulle het Jesus gelos by Pinkster. Mense vandag is goeie mense, godsdienstige mense, maar hulle los Jesus by Pinkster. Hulle is bang daarvoor, hulle sal dit nie aangryp nie.
Dis 'n skande om daaraan te dink, maar net dieselfde God is hier. Die Pinksterseëning is hier. Maak nie saak hoeveel hulle dit probeer wegverduidelik nie. God gaan dit aan om hulle die Heilige Gees te gee wat daarin glo. Wat sy tekens en wonders so wys op die oordeelsdag hy nie verantwoordelik sal wees nie, maar ons sal verantwoordelik wees daarvoor om nie ag te slaan op wat hy ons gewys het deur sy woord en deur sy Gees nie. Dit is waar. God is nou hier, daar is geen rede vir siek mense om langer hier te lê nie. Is dit nie nodig vir mense om in rolstoele te sit en beddens te lê en die stommes en so voorts nie? God is hier. God is hier. Die krag van die Heilige Gees is hier. Dieselfde Jesus wat wonders gedoen het aan die begin, is hier. Maar julle sê wel, waarom lê mense steeds siek? Daar was baie wat siek gelê het in sy dag ook. Hy het verbygegaan by die bad van Bethesda, daar het 'n groot menigte gelê, baie 2 of 3.000 mense miskien, wat daar rond lê verlam, krepeel en verdor. Het hy regdeur daardie gehoor gegaan totdat hy 'n man gevind het wat op 'n draagbaar gelê het. En hy het geweet dat hy in hierdie toestand was vir soveel jare en hy het gesê, meneer, wil jy gesond gemaak word? Hy het gesê, ek het niemand om my in die water te sit nie. Hy sê, neem jou bed op en gaan in jou huis in. Jesus is ondervra sonder twyfel, waarom hy nie die res van hulle genees het nie. Hy het gesê, voorwaar, ek sê vir hulle, die seun kan niks uit homself doen, behalwe wat hy die Vader sien doen nie. Daar's baie mense siek die dag wat die vrou deur die skare gedruk en sy kleed aangeraak het. Daar mag honderde siek mense daar rond gestaan het, maar sy het hom aangeraak met 'n aanraking wat God daar op die toneel gebring het vir haar. Dit was God aan die begin, dis God vandag, hy kan nie verander nie. Hy's dieselfde God. Hy genees deur geloof, dis hoe hy dit aan die begin gesê het. Dis die merk wat hy neergelê het, nie deur jou verlossing en nie deur jou goedheid nie, nie deur jou geld en nie deur jou kerkverbintenis nie, maar deur jou geloof, dis wat dit is. As jy kan glo, sal homself bekend maak dat hy hier is. Hy sal homself bekend maak dat hy lewendig is. Hy sal homself bekend maak dat hy God van Pinkster is. Hy sal homself bekend maak in sy kerk dat hy Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid is. Maar hy sal jou nooit aanraak totdat jy hom eers aanraak nie. Dis reg, hy sal homself wys, maar jy moet dit doen. Amen. Glo julle dit? Kom ons bid. Hemelse Vader, my woorde mag wees soos 'n klinkende metaal en 'n leidende sabel, maar een woord van U, Here, sal die hele toneel verander. Laat dit vanaand bekend wees, Here, dat hierdie gebroke woorde waarheid is. Ek bid dat U hulle op een of ander manier bymekaar sal bring en hulle in die harte van mense sal insing en hulle laat weet dat U steeds Jesus is, vanaand die groot seun van God wat deur Galilea gewandel het en nooit enige aannemer van persoon was nie, maar wie ook al geloof gehad het om hom aan te raak, wie ook al geloof gehad het, genees is. Menigstes wat verbygegaan het wat nooit genesing ontvang het nie, omdat hulle dit nie geglo het nie, maar daardie toe U in U eie landstreek ingegaan het, baie magtige werke kon U nie doen nie as gevolg van hulle ongeloof. So is dit vanaand, dis hoe dit was in die begin, dis hoe dit vanaand is. Maar U het deur die mense geloop en die mense gewys dat U die Messias was. Toe U vir Petrus gesê het wie hy was, wat sy naam was, het hy U sommer gou geken dat U die seun van God was. Toe U vir Filippus vertel het en Nathanael en deur die Bybel die Samaritaanse vrou, baie ander. Ons word vertel in die Bybel dat die woord van God wat Jesus is, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Die woord Jesus is skerper as 'n tweesnydende swaard, wat deurdring tot die skeiding en murg van die been en onderskeier van die gedagtes van die hart. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. O God van die hemel, deur die aandskaduwees te sien val, die tyd wat naby kom en U is so genadig, Here, laat mense vanaand sien dat U genadig is, U vol liefde is, en vol genade, en vol medelee. En nou laat hierdie mense wat geseën is deur U Heilige Gees te ontvang, hulle wat geseën is om die roeping van God in hulle lewe te voel, ek bid Vader dat U hulle geloof sal gee, om nou in te druk en die kleed van hom aan te raak. Die hoëpriester wat sit in die regterhand van God in die hemel, gereed om aangeraak te word, wat uithou sy nie net sy kleed nie, maar sy hand om elke persoon wat sink vanaand te neem. Wat sonder hoop is in hulle genade te gee en hulle liggame te genees. Skenk dit, Vader, in Jesus naam bid ek.
Amen. Horlosie het nie afgegaan nie. Ek het dit gestel vir 20 minute, maar ek het 'n bietjie oorgegaan omtrent 25 minute, maar ek het nie bedoel om julle so lank te hou nie. Maar glo jy daardie boodskap is die waarheid? Glo julle dit? Terug na die begin, terug na die begin. Iemand sê ek glo nie in goddelike genesing nie. Sê jy, dit was nie so van die begin af nie. Ek glo nie in die doop van die Heilige Gees nie. Dit was nie so van die begin af nie. Glo nie in goddelike genesing nie. Dit was nie so van die begin af nie. Want in die begin het hulle geglo in die doop van die Heilige Gees, het hulle geglo in praat in tale, het hulle geglo in al die geestelike gawes. Paulus het hulle in die boek van Korintiërs geskryf en die kerk in orde geplaas. Dis hoe dit was in die begin. Dit was die wil van God in die begin. Hy is die oneindige God. Hy kan nie verander nie. As dit sy wil was aan die begin, is dit sy wil vanaand. Enigiets teenstrydig daarmee is diewe en is hulle 'n man wat die gebooie van God verdraai. Dan wonder ons, waar is daar die geestelike kerk vandag? Waar is daar die kerk wat die wêreld geruk het aan begin? Wat is die probleem? Ek het 'n bekende evangelis nie lank gelede nie gehoor sê, ek het in 'n stad ingegaan en herlewing gehou, daar net ons aanspraak gemaak op 30,000 bekeerlinge binne 6 weke. Hy het gesê, ek het teruggegaan 'n jaar later, ons kon nie 30 van die 30,000 vind. Hy het gesê, wat maak keer, dis julle lei predikers wat sit met julle voete op die lesenaar en nie uitgaan en die mense sien nie. Hoe hy hulle berisp het. Ek gedink, meneer, dis waar, baie daarvan, maar ek wil u iets vra. Jy het gesê, Paulus het in 'n stad ingegaan en 1 bekeerling gehad, die volgende jaar teruggegaan en 30 van daardie een gehad. Wat het Paulus gedoen? Hy het hulle na die fontein gelei, nie net deur hande te skud en 'n naam op 'n boek te sit, nie deur een of ander soort belydenis maak en te beloof jy sal beter vaar nie, maar daar te bly tot jy dood is en jou lewe verborge is in God deur Christus en verseël is deur die Heilige Gees. Die vuur van God sal in hulle harte brand en julle sal maak wanneer julle as 'n persoon Christus sal aanvaar op daardie basis vanaand en ek kom terug hier na 2 jaar per Noab, sal ek agter kleinkinders daarvan kry. Dis reg. Een sal nog een, so daardie. Maar wat jy eers moet doen is om naby genoeg te kom. Die wêreld probeer lewe vanaand met 'n geverfde vuur. Hulle probeer warm word met 'n geverfde vuur. Jy kan dit nie doen nie. Jy skilder 'n prentjie van 'n vuur en sê, "O meneer, gaan so toe en word warm." Daardie verf sal jou nie warm maak nie. Jy moet 'n lewende vuur hê vandag, nie teruggaan en sê hulle het eendag 'n groot kerk gehad en 'n groot kerk destyds nie. Ons sal 'n groot kerk nodig hê vandag, want hy is nog steeds 'n groot God wat soek na groot volk wat hom met hulle hele hart sal dien. Wat hulle geloofbelijdenisse sal vergeet en so voort in God dien. As jy 'n Methodist is, bly 'n Methodist, maar kry die Heilige Gees, soos David Du Plessis sê. God het nie enige kleinkinders nie. Hy het nie. God het net seuns en dogters, geen kleinkinders nie. Hy's reg. Ja, meneer. As jy 'n Methodist is en 'n seun van God, amen. As jy 'n Methodist 'n kerk aansluiter is jy 'n kleinkind en nie erken deur God nie. As jy 'n Pinksterkerk aansluiter is omdat jou pa Pinkster was, is jy Pinkster. Is jy 'n kleinkind en nie 'n seun nie. Maar as jy gebore is, jy die Gees van God. God het nie kleinkinders nie. Jy is reg, broer Du Plessis, het nie enige kleinkinders nie. Julle is seuns en dogters van God, op julle is nie eens in die familie nie. God erken hulle nie, omdat jou vader iets was nie. Dus, wat is jy? Elke mens moet wedergebore word in sy sondige natuur, doodgemaak word in hom, en 'n nuwe man in hom ingebore word, wat Christus Jesus is, die Seun van God. Dan gee jouself heeltemal oor aan Christus, en Christus kom in en skryf 'n boek van Handelinge deur jou. Hoe ek weet dis die waarheid, my vriende. Hoe ek weet dis die waarheid. Ek sê, as jy net jouself kan oorgee. Wat het daardie vrou gedoen wat sy kleed aangeraak het? Sy het geweet om haarself oor te gee. Sy het hom aangeraak deur haarself oor te gee. Wat van die visioen op die platform daar buite en oor die land, waar dit ook al is, dis om jouself oor te gee aan die Heilige Gees, om jouself uit te kry, jou eie idees net gelei word deur die Heilige Gees. Dis reg. Veel wedergebore Christene sal julle hande opsteek saam met my. Sing dit nou saam met my.
oor wat die Gees nou kan doen. Sister, on this top. Have you got a prayer card? You don't? Suster op die bed, het jy gebedskaartjie? What you've heard tonight. Jy het nie. Glo jy wat jy vanaand gehoor het is die waarheid? You have ever heard of these meetings before? Het jy al tevore van hierdie dienste gehoor? Glo jy dat jy in jou toestand die soem van sy kleed kan aanraak? Die hoëpriester. And he would know, just like he did the woman. As hy sou weet, net soos hy het van die vrou by die put wat jou toestande is en vir jou sê, ek wat 'n vreemdeling vir jou is en jou toestand sou vertel, dink jy kan die diens geniet en gesond wees? I don't know. Jy kan. I've never Ek ken jou nie, ek het jou nog nooit gesien nie. You're a stranger to me. Jy's 'n vreemdeling vir my, maar jy's nie vir hom nie. I hear your conditions. Look at me. Hier is jou toestand, kyk na my, dis reg. Glo jy ek is sy profeet, sy diensknegt? Jy glo? Jy aanvaar dit, glo dit? Sien wat ek bedoel? Hy het vir my gesê toe, as jy mense kan kry om jou te glo, soos Petrus en Johannes gesê het, kyk na ons. I have no idea what's wrong. Ek het geen idee wat verkeerd is met jou nie, maar hy kan aan my openbaar. Sien jou daar omdraai en jou hande laat sak soos daardien begin hy wil bid. Nou ek's net gesels met jou. We do not know each other. Nou ons ken nie mekaar nie, jy is baie jonger as ek eerste keer om ooit te ontmoet, maar hier is ons. There's some connection with Daar is een of ander verbintenis met hierdie persoon hier, met jou. Jou moeder. Dis reg. Waar? What do you think about it, lady? Wat dink jy daarvan, dame? Hoe het ek geweet dat dit jou dogter was en jy die moeder was? God het dit geopenbaar. Dankie, suster. Hou jy dan op om bekommerd te wees oor daardie kanker in jou maag? Sien wat die Heilige Gees kan doen? En jy, jong dame, Jonas, een of ander soort van allergie, wat jou verswak en jy soms nie kan loop nie. Vergeet dit, kom van jou bed af en gaan kry vir jou sitplek iewers in die gehoor. Prys God, nou iemand daar buite, hoeveel daar buite is siek? Wag net 'n oomblik, suster. Net 'n oomblik, jong dame. Iemand daar buite wat siek is, steek jou hand op. As ek iemand kan kry wat siek is, wat genesing van die Here nodig het. Ek het 2 sitplekke nodig, net 'n oomblik. Lord, you give them, please. The people might know that you're God. These messages are true. Here, gee U hulle asseblief dat die mense mag weet dat U God is en hierdie boodskappe waar is. Net aanbid. Glo jy God sal jou gesond maak wat daar sit? Ja, glo jy my? Ek's 'n vreemdeling vir jou. Is ek, jong man? Ja, meneer, ek's 'n vreemdeling. Jy het aanbid. By the way, the man sitting next to you has also. Doesn't know him. Loops, die man wat langs jou sit het ook aanbid. Dis reg, aan hierdie kant. Doesn't know him.
Goed, jy het aanbye. Hoe gaan dit met jou pa? Nou begin sien, het hy nie? Hy is gisterand hier op die platform genees, hy is 'n prediker. Ek het jou nog nooit in my lewe gesien en as dit reg is, wyf jou aan. Nou kom jy net weg van jou aanbye, staan jy en daardie man op en gee hierdie vroue julle sitplekke. Gaan daar terug en staan op, want God het julle gesond gemaak. Amen. Dit baie vreemde gevoel het in die suster. Daardie allergie sal jou nooit weer pla nie. Jy kan nou huis toe gaan om gesond wees. Jesus Christus maak jou gesond. Sien hoe goed hy is. Hy geloof. Hierdie bejaarde dame wat net daar sit en huil, sien daar's daardie lig oor haar, daardie bronchiale toestand gaan weg, suster. Jy mag ook huis toe gaan gesond word. Jesus Christus maak jou gesond. Die boodskap wat ek vanaand gepreek het, dat dit dieselfde is, gaan terug na die begin. Jy kan sy kleed aanraak. Hy is 'n hoofpriester, net dieselfde vanaand is wat hy toepas, wat aangeraak kan word deur. Het die gebedskaartjies ook uitgegee daar buite? Hy het gesê hy het nog 'n paar uitgegee. Laat ons nou 'n paar van hulle hier bo kry, sodat mense wat 'n gebedkaartjie het, ons het net 'n paar van hulle nodig. Laat ons begin sodat daar vir hulle gebid kan word. Maak net 'n rytjie hierdeur, sommer gou. Laat ons sien waar het ons begin. Ons het 1 tot 50 gegaan gisteraan, het ons nie? Laat ons net die laaste. Is reg, hy het gesê hy sou hier wees, waar 2 of 3 ook al vergader is in my naam, daar sal ek in hulle midde wees. Nou is hy dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Glo julle hy is dieselfde in beginsel, dieselfde in krag. Die enigste ding wat anders is vanaand, dat hy jou vlees en my vlees gebruik, want sy vlees sit op die regterhand van die troon van God in majesteit en heerlikheid. En hy wat oorwin sal met my op my troon sit, soos ek oorwin het en gaan sit het op my Vader se troon. Sien? O, wat 'n wonderlike ding. Jesus Christus, die Seun van God, wat in die hemel sit, en al hierdie sterflike siele wat net onder die altaar is, kyk op en sien, daardie liggaam wat daar sit, daardie fisiese liggaam. O, ek voel godsdienstig, daardie fisiese liggaam. Hulle let op onder in Egipte het hulle 'n fisiese liggaam gegee, Josef, wat 'n tipe van Jesus was in elke opsig. Daardie fisiese liggaam het daar gelê en elke Israeliet op hulle rug geslaan en gegeesel deur die Egiptenare. Soontoe geloop en daardie kusse kyk en daardie graf gesien, daar het Josef se liggaam gelê, geweet dat hulle eendag daar sou uitgaan, hulle sou uitgaan. Toe daardie liggaam opgestaan het, het daardie graf en hulle dit uitgedra het hulle uitgegaan daarmee. Dis dieselfde manier wat dit in die hemel is, daardie siele onder die altaar wat uitroep, hoe lank, Here, hoe lank? Hulle is soos teofanie daar. Maar nou, hulle kyk na daardie fisiese liggaam van die Seun van God wat daar sit. Dag sal hy opstaan van haar die troon af, o goeiste, hulle wat in Christus is, sal God saam met hom bring by die opstanding. Hulle sal neem hierdie sterflike, sal met ons sterflike beklee word, en dan sal ons soos hy wees, sal ons hom sien soos hy is, en die bruilofsmaal saam met hom eet, en almal vir ewig by die Here wees. Is dit nie wonderlik nie? Sy Heilige Gees hier afgestuur om in ons vlees in te kom, wat hy met sy eie bloed geheilig het. Glo julle in heiligmaking? Wees heilig, want ek is heilig. Nou, jy kan nie geheilig wees nie. Ek maak nie staat op my heiligheid nie. Ek het niks, maar ek maak staat op sy heiligheid. Dis sy heiligheid waarin ek kyk.
Nie wat wel, nie wat ek was nie, maar wat hy is, dis reg. Go back to the beginning. En terug na die begin, daar is dit, Jesus Christus dieselfde gister. Them all around. All right. Now, the Lord bless. Hulle almal in die ry? Goed, nou die Here seën. Oh, my, that just sounds so O, good. goeiste, dit klink net so goed. Are you ready? Is julle gereed? Let's just Kom ons stop net vir 'n oomblik by sommige van hierdie mense. Is ons vreemdelinge vir mekaar, dame? Ons is. I just feel so. Ek voel net so vol van die Heilige Gees vanaand. Ek voel net om oor te borrel, net. O, ek wens dit sou so bly. Mag dit nooit weggaan nie. You're believing. This is an act that anything can happen. Julle glo hierdie is die aand wat enigiets kan gebeur. Now, if I couldn't heal you and wouldn't Nou as ek jou kon genees en dit nie sou doen nie, sou ek 'n vreeslike persoon wees. Maar ek kan jou nie genees nie, maar as Jesus Christus, die Seun van God, wat jou genees het, as jy siek is, weet ek nie. But if he has you, Maar as hy jou genees het, and will come en hiernatoe sal kom en bewys dat hy hier staan en deur my vlees werk, do your best for you to believe. deur jou vlees vir jou om te glo dat hy hierdie boodskap gestuur het, en hy is hier om hierdie boodskap te bevestig en iets hier sal doen, soos hy het met die vrou by die put, sou dit jou hom laat glo? There'll be not a shadow of doubt. Sou daar dan nie 'n swempie twyfel wees nie? As hy weet wat jy was, weet hy sekerlik wat jy sal wees. Nou ek en hierdie vrou het mekaar nog nooit gesien, veronderstel ek, in die lewe nie. Hierdie is die eerste keer wat ek haar ooit gesien het, en sy sê dat ons vreemdelinge vir mekaar is. Ek sê dieselfde. Dis reg, is dit nie? Ons is vreemdelinge. Goed. Nou as Jesus Christus dieselfde bly gister, vandag en tot in ewigheid, dan sal hy dieselfde optree gister, vandag tot in ewigheid. Nou gaan terug na die begin. Wat was die begin? Hoe het hy die mense laat weet dat hy, Jesus Christus, die Messias was? Hy het die geheime van hulle hart vertel. Daardeur het hulle geglo. Is dit reg? Die vrou by die put het gesê, kom, ons weet dat wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel, teken van die Messias. Gesê, maar wie is u? Is u 'n profeet? He said, I'm he. Het gesê, ek is hy. She ran to see, he said, come see a man who told me about Sy het na die stad toe hardloop gesê, kom sien 'n man wat my van myself vertel het. Is dit nie die einste Messias nie? En hulle het geglo. Hulle het die herlewing daarna gehad toe Filippus soontoe gegaan het, want hulle was gelowiges. As die Here my sal sê wat jou probleem is, sal jy dan glo dat ek sy diensknegt is, dat ek net 'n gawe wat hy moet. As nou ek kan dit nie doen tensy jy my glo nie, dis waarom ek jou ondervra. Maar dit sal jou help en dit sal die gehoor help. Sal dit gehoor? Nou kyk hier is die Bybel, hier is die vrou, hier is my hand. Sover ek weet het ek haar nog nooit gesien nie. Ek ken haar nie, sy net dieselfde. Ons nie, sy ken my nie. Ek ken haar nie niks meer as net by naam nie, maar sy weet, ek ken nie haar naam nie natuurlik nie, maar ek weet net sy's 'n vrou wat daar staan, sy mag weet dat ek Broer Branham is deur in die diens te wees. a real ever. Now, is Jesus Baie eerbiedig. Nou is Jesus dieselfde van die begin af nou. Now the Bible says he is. Nou die Bybel sê hy is dit reg? Now is he? Is the next thing. Now if he is, he'll do the same. Nou is hy. Is die volgende ding. Nou as hy is, sal hy dieselfde doen. Jou probleem is jou nier. Geen wonder, jy het my nie geken nie, jy's van ver hier vandaan. Jy's nie eers van Arizona nie. Jy's nie van die Verenigde State nie. Van Kanada. Mevrou Kaap, jy kan terug aan Kanada toe en gesond gemaak word. Jesus Christus, nog iets. Ek het iemand anders sien verskyn in dieselfde land waarvan jy kom. 'n Siek vriend in Kanada waarvoor jy bid. Jy sal hulle gesond vind as jy sal glo. Is Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid? Prys sy heilige naam. We are strangers to one another. God knows both of us. Ons is vreemdelinge vir mekaar. God ken albei van ons. Ek ken jou nie en miskien ken jy my nie meer as by naam nie, maar Christus ken jou wel. Glo jy is in staat om aan my te openbaar wat jou probleem is? Sal dit u help om te glo? Dit sal jou nie genees nie, maar dit sal jou help om te glo. Goed. Nou, as jy weet, ek weet niks van jou af nie, dan as God dit openbaar, sou dit moes kom van een of ander geestelike bron net hier op hierdie platform. Dink daaraan, kerk, julle sal sekerlik nie die alarm afskakel nie. Nee, ek vertrou dat die klein gonser net in jou hart sal gons, die Heilige Gees nou. Be not afraid of God. En sê, moenie bang wees nie, dis ek. Sien? You've had an operation. Jy het 'n operasie gehad, 'n skildklier. Dit was nie te suksesvol nie. Die skildklier operasie was goed, maar jy het 'n slegte nagevolg gehad. That's right. Dis reg. And the
En die operasie het veroorsaak dat jy een of ander soort van 'n nagevolg gehad het wat op jou maag gewerk het. Jy het maagprobleme. And you've got something wrong with your arm. That is right. En daar is iets verkeerd met jou arm. Dit is reg, dis waar. Dat jy mag weet dat ek sy profeet is, sy diensknegt. No more to be a prophet and his Niks meer om sy profeet te wees as wat sy prediker of sy leermeester is nie. Ek is nie skaam vir hom nie. You believe your husband's going to get well? Glo jou man gaan ook gesond word. Goeie God kan my sê wat sy probleem daar buite is. Hy het 'n allergie. Dis reg. Gaan en neem daardie dingetjie wat jy in jou hand het en sit dit in sy sak. En die allergie sal hom nie meer pla as jy net sal glo nie. Gaan terug en word gesond gemaak, want Jesus Christus maak jou gesond. Wel, wat as ek jou vertel het dat die hartsprobleem jou verlaat het toe jy daar gesit het as jy net sal glo? Glo jy dit? Goed, gaan net reguit aan sê, dankie Here Jesus, dankie. We are strangers to each other. I don't know you. Ons is vreemdelinge vir mekaar. Ek ken jou nie, God ken jou wel. Glo jy God kan aan my openbaar wat jou probleem is, sou dit jou laat glo? You see it's making me weak, but I just want to talk to you now. Nou jy sien, dit maak my swak, maar ek wil nou net met jou praat. Something what in the church somebody. Iets wat in die kerk is iemand toe genees. 'n Groot genesing het plaasgevind iewers. Jy mag dit dalk nie nou weet nie, maar jy sal dit uitvind. Jy het dit gevoel. Jy het 'n lig gesien. Wel, dis omtrent toe dit weg is en teruggekom het. Jy het die lig gesien toe dit weg is en teruggekom het. Dis reg. Dit staan reg tussen ons net nou. Sien jy dit? Goed. Here you are. You are. Hier is dit. Jy lê, jy het gehad, ja, jy het 'n operasie ook gehad en dit het iets verkeerd in die weefsel veroorsaak. Dis tussen die naby die nier en die balans. And the doctors want to operate again. En die dokters wil weer opereer. Dis reg. Glo jy gaan reg wees? Glo jy God weet wie jy is? Mevrou Gray, jy kan huis toe gaan en gesond wees. Jesus Christus maak jou gesond. Hy geloof in God. Ons is vreemdelinge vir mekaar, meneer. Ek veronderstel ons eerste ontmoeting ooit. Maar God ken albei van ons. Glo jy hy is dieselfde God wat toe Simon Petrus voor hom opgekom het, hy hom geken, hom alles daarvan vertel het. Glo jy dis dieselfde Jesus? Now you're suffering with an ulcer. Glo jy lê aan 'n maagseer? Dit is reg. Behalwe dit, het jy iemand vir wie jy bid, dis 'n kind, 'n dogter. Sy het een of ander soort knop, het sy nie? Jy is ook nie van hier nie, daar's iets vreemd aan jou. Ek sien my vriend meneer Norman van, jy's van Tucson, dis reg. Meneer Johnson, jy kan terug aan huis toe en gesond gemaak word. Jesus Christus maak jou gesond. Hierdie kerel het 'n verbintenis met 'n vriend van my. Hier was meneer Norman iewers in die gebou iewers. Jesus Christus, wat het ek vir jou gesê het? Hy het jou net daar genees. Sou jy my woord daarvoor aanvaar, gaan op jou pad en word gesond gemaak. Jesus Christus het jou genees. Maag, gaan eet. Jesus maak jou gesond. Ek geloof. Halleluja. Gloeierig probleem en alles gaan jou nou verlaat en jy gaan huis toe gesond wees. Gaan voort blymoedig sê, dankie Jesus. Het jy hom lief met jou hele hart, as jy hom lief het? Wat as ek vir jou gesê het, jy is genees toe jy met die trappe opgekom het? Sou jy dit glo, gaan net blymoedig op jou pad sê, dankie. Studeer te veel, dis wat daardie peptiese alkoholstoestand in jou maag gemaak het. Nou gaan eet jou aandete, Jesus Christus maak jou gesond. Goed. Jy sien nie meer agter omdat jy 'n fladdering in jou hart het. Gaan wees nou gesond, gaan glo die Here Jesus. En nou as jy sal glo met jou hele hart, sal daardie rugprobleem weggaan en sal jy nie die volgende keer so opstaan nie. Jy sal reg wees, gaan glo met jou hele hart. Hy geloof. Sien nie meer agter damesprobleem en hartprobleem. Glo jy dat God jou gaan gesond maak, gaan op jou pad en sê, dankie. Goed, glo jy, wat as ek vir jou gesê het, jy is genees toe jy daar gestaan het. Sou jy dit glo? Gaan glo dit, wees gesond. Glo jy met jou hele hart? Wat van jou dame, as ek vir jou gesê het dat jy gesond sou word, sou jy dit glo as dit vir jou gesê is? Wil jy ek moet vir jou sê wat verkeerd is met jou, sou dit jou help as ek jou vertel wat verkeerd was met jou? Goed, jy het hooikoors, jy het 'n gebas, maar onderstel om daarvoor geopereer te word. Jy's nie van hierdie land nie. Jy's van hierdie staat, maar jy's van Flagstaff. Jy het 'n seun daarbo, hy's ongered en hy's siek, dis reg. Jou naam is mevrou. Gaan terug huis toe, word gesond in die naam van Jesus Christus. Glo julle met julle hele hart, hoeveel hier binne? Laat ons op ons voete staan. O Goeiste, wat meer kon hy doen? Het julle hom lief, steek julle hande op na hom. Ek sal hom prys, gee hom lof. Siekte is genees.
tell you, my friend, if that part of the word Ek wil vir jou sê, my vriend, as daardie deel van die woord van God reg is die res daarvan reg. Hoeveel gelowiges hier binne? Hoeveel wil die Heilige Gees hier binne hê? Wyf jou hand. Hoeveel wil genesing vir jou liggaam hê? Steek jou hand op. Goed, ek gaan vir julle sy skrif aanhaal. Ek is niks meer as julle nie. Ek is kleiner as julle. Baie van julle het die Heilige Gees gehad voor ek gebore is. listen, Jesus said it was his own lips. Luister, Jesus het dit met sy eie lippe gesê, gaan terug na die begin. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hulle het hande op mekaar gelê om die Heilige Gees te ontvang. Nou draai reguit om na iemand en sit julle hande op hulle en laat ons saam bid en glo dat God die doop van die Heilige Gees gaan uitstort. He's going to heal all the sick and afflicted. He's going to get glory to himself. That's it. Turn yourself loose. Hy al die siekes en beproefdes gaan genees, hy self die eer gaan kry. Dis reg, laat jouself los, die duiwel is verslaan.